Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend net die 25ste September, die jaar 2025, man opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie, halleluja. My naam, Danie Gerben, vandag weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou uit God se woord te kan lees, 'n bietjie gesels oor, by watse poort staan jy? Nou ja, die Bybel praat van poort, en dit is wat hy daarvan sê. Nou poort beteken, dis 'n hek, of is dit deur, dis 'n ingang, of is dit toegangsweg. En Matteus 7 sê dit so mooi vir ons, en ek wil dit hier vir ons gaan lees, Matteus 7, hier vanaf verse 13, hy sê, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. En dit is so. Die pad na die ewige lewe is min. Die woord sê dit vir ons, daar is baie min wat dit vind. Baie mense dink, hulle is op pad hemel toe, want ek is 'n goeie mens. Nou, baie duidelik, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Gelowiges, die wat 'n verhouding het met God die Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, dis hulle wat hemel toe gaan. Om elke Sondag in die kerk te sit en bring gaan nie maak dat jy hemel toe gaan nie, maar jou verhouding gaan maak dat jy hemel toe gaan. Halleluja. En dan gaan dit partykeer gaan dit gebeur. En die woord sê dit vir ons. Hy sê in verse 21, en nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En dit is wat ek en jy moet doen. Ons moet gehoorsaam wees in God se woord. Ons moet doen wat die Here van ons verwag. Ons moet gehoorsaam wees en nie gaan dinge doen wat ons nie moet doen nie. Want ons moet daai met 'n manier wat mense sê, daar's 'n stemmetjie hier op jou skouer en 'n ander stemmetjie. Na watter stemmetjie luister jy? Luister jy na een wat sê, moenie daar gaan nie, moenie dit doen nie, of ag man, dis nou nie so erg nie. So dit hang af. Die woord sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Want baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So ek en jy kan nie God se woord wil gebruik om ons eie paadjie te wil oopmaak en te dink dat ek is self-righteous en ek is regverdig en ek is beter as jy, en dan sit ons die pot baie mis. En God se woord sê, want Here, maar ek het dan dit gedoen in u naam en ek het dit en ek het dat. Die Here sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. So ons moet altyd God eerste plaas, Jesus Christus plaas, eerste plaas in ons lewe. Ek en jy is niks. Ons het niks, want as dit nie vir die Here is nie, dan het ons niks nie. So die vraag is weer, by watse poort staan ek en jy? En ek praat nie van die Hannepoort nie. Ken julle daai ene? Dis daai ou botteltjie wyn, nê? Ons staan nie by hom nie. By watse poort staan ek en jy? Staan ons by die poort vir die ewige lewe, of staan ons voor die poort vir die ewige verderf? En ek wil vir jou sê, vanoggend praat ek en Sonja nog so, nog voor ons kom stilte tyd hou, dat ek en jy het nog 'n keuse, terwyl ons nog asemhaal. Het ek en jy 'n keuse. Nadat ons hierdie asempie uitgeblaas het, kan ons nie nou 'n keuse maak nie. Dan kan ons nie die Here wil aanroep en sê, Here, kom help en verander my en maak 'n pad oop vir my nie. Nee, ons het nou die geleentheid. Terwyl ons nog asemhaal, het ons 'n keuse. So ek wil jou vanoggend vra, opnuut, begin net, ja, jy dien die Here al 70 jaar, jy dien die Here al 20 jaar, is reg, is goed so. Kom ek en jy gaan opnuut vanoggend, en ons kies die regte poort. En ons sê, Here, as my weë op 'n verkeerde poort is, Here, kom verander net my rigting weer so 'n bietjie. Kom wys my net weer die poort waar ek moet inbeweeg. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie, baie dankie vir u woord vanmôre. Dankie, Here, dat ons net vanoggend opnuut kan oorbegin en sê, Here, as my poort in die verkeerde rigting was, Here, kom, wees u my GPS, kom verander my rigting, sodat ek in die noupoort sal beweeg. Here, in die breed en
Wyd is die poort na die verderf, Here, en dis nie waar ons wil wees nie. Ons wil by U wees. Lei ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, maak daai keuse vandag. Nou poort of die breë poort? Jy kies. God bless.